Goeiedag sê en welkom by ons 10 dae van gebed met die tema ontketen. Ons is vandag by dag 9 en ons kyk om te sien en te sorg vir die vergetenis vandag. Daar was eens 'n man met die naam van Daniël wat in 'n besige dorp gewoon het. Elke oggend het hy dieselfde paadjie na sy kantoor geloop of gery. Op daardie paadjie het 'n bedelaar gesit, 'n ou man met verslete klere en moe oë wat sy hand vir hulp uitgesteek het. Dag na dag het Daniël verby hom geloop. Soms het hy 'n steek van skuldgevoelens gevoel, maar hy het dit vinnig stilgemaak met verskonings soos ek is te besig of iemand anders sal hom help. Een aand het Daniël 'n gemeenskapsvergadering by sy kerk bygewoon. Die spreker het uit Spreuke 19:17 gelees en daar het gestaan: wie hom oor die armes ontferm, leen aan die Here en hy sal hulle beloon vir wat hulle gedoen het. Die woorde het Daniël diep getref. Hy het besef dat om die bedelaar te ignoreer nie net 'n man te verwaarloos nie, dit was om God se roeping om die armes lief te hê, vir hulle te sorg, te verwaarloos. Die volgende oggend het Daniël stilgehou. Hy het die bedelaar gegroet, hom kos aangebied en na sy storie geluister. Die ou man se oë het met trane gevul, nie net oor die brood nie, maar omdat iemand hom uiteindelik raak gesien het as 'n persoon. Van daardie dag af het Daniël dit 'n gewoonte gemaak om vir diegene in nood te sorg. Hy het ontdek dat vrygewigheid nie sy lewe verminder het nie. Dit het sy lewe verryk. Daar's 'n paar lesse wat ons hieruit kan leer. Om verby die bedelaar te loop verteenwoordig hoe maklik dit is om die behoeftes rondom ons te ignoreer. Die skrif herinnering wys dat omgee vir die armes nie opsioneel is nie. Dit is 'n opdrag van God af. Om te stop, om te help, leer dat medelee beide die gewer en die ontvanger transformeer. Ons loop dikwels verby geleenthede om liefde te toon, maar wanneer ons stil staan, die armes raak sien en vir hulle sorg, weerspieël ons God se hart en ontdek ware rykdom in die lewe. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons kom hier in U teenwoordigheid bymekaar. Ons is so dankbaar vir hierdie 10 dae van gebed. Heer, waar ons lesse leer, maar ook waar ons transformasie kan ervaar, herlewing kan ervaar. Ons bid in hierdie oomblik weer eens dat U ons sal verlig uit die woord uit. Leer ons die lesse vandag en help dat ons dit sal toepas in ons lewens. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons fokus teksverse begin daar in Handelinge 3 vers 1. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van gebed, die 9de uur. En daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krepeel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n almoes gevra. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê: "Kyk na ons." En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê: "Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasarener, staan op en loop." Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op. En onmiddellik het hy sy voete en sy enkels sterk geword. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. En hulle het hom herken dat dit hy was wat by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel. En hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. In hierdie gedeelte sien ons hoe Petrus en Johannes na die tempel opgaan om te gaan bid. En toe vind hulle hierdie man daar, waarby almal verbyloop.
En ek glo sommige gee om 'n geldjie en ander stap verby en sê dalk by hulle self, ag man, die man pla ons net altyd. Hoekom moet hy hier voor die tempel sit? Hoe sou jy gevoel het as so 'n man by jou kerkdeur gesit het? Die man vra toe vir Petrus en Johannes ook vir 'n geldjie, maar Petrus benader die saak van 'n heeltemal ander kant af, want die persoon het nie geld nodig gehad nie, maar genesing. Want dit is juis as gevolg van sy gebrek hoekom hy daar sit. En moontlik gebruik sy familie of vriende sy gebrek om geld in te samel. Petrus sê vir die man dat hy iets beter het as silwer of goud, dat hy in Jesus se naam moet opstaan en loop. Kom ons gaan kyk wat sê Jesus oor hoe ons mense moet help en hoe sien hy dit as 'n mens Jesus help. Ons gaan daarna Matteus 25 toe vanaf vers 31 en daar staan, en wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed of dors en te drinke gegee? Wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee of naak en geklee? En wanneer het ons u gesien of in die gevangenis en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie my broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het vir my nie 'n herberg gegee nie. Naak en julle het my nie geklee nie. Siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook sê, Here, wanneer het ons u honger gesien of dors of 'n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis en u nie gedien nie? Dan sal hy hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie die geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Die vraag is, vir wie wil Jesus hê moet ons sorg in hierdie gedeelte? Jesus maak dit duidelik dat ons vir die wat vergete is moet sorg. Meer spesifiek het Jesus gesê, ons moet vir die wat honger is kos gee, ons moet vir die wat dors is te drinke gee, ons moet vir die vreemdelinge plek gee om te slaap, ons moet vir die wat nie klere het nie beklee, ons moet vir die siekes en die wat in die gevangenis is besoek. In die lys kan 'n paar bedieninge raak gesien word. Ek sien tronkbedieninge daar, welsyn, gebedsbedieninge vir die siekes en nog meer. Het ons kerk al die afdelings om Jesus se woorde uit te voer is die vraag. Het ons kerk die fondse om hierdie sending te vervul? Die vraag is, hoekom doen ons dit nie? Dink ons soms, ons het beter metodes as Jesus om die verlorenes te bedien? Watter impak sal ons in ons dorpe kan maak as ons Jesus se woorde en sending uitvoer? Die ander vraag is, hoe word Jesus persoonlik beïnvloed deur die manier waarop ons hierdie vergete mense voorsorg? Hierdie vraag slaan nogal naby aan die hart. Jesus sê, as ons dit nie doen nie, dan het ons dit ook nie aan hom gedoen nie.
En as ons dit wel doen, is dit so goed, ons het dit aan hom persoonlik gedoen. Hoe laat Jesus se woorde jou persoonlik voel is die vraag. Dink 'n bietjie daaroor. Doen ons as kerk genoeg in ons gemeenskappe? Doen ons genoeg vir die wat vergete is? Doen jy genoeg in jou persoonlike hoedanigheid is die vraag. Elke vriendelike daad wat in die naam van Jesus gedoen word deur hom aangeneem as iets wat homself aangedoen is. Want hy vereenselwig sy belange met die van die lydende mensdom. En hy het aan sy kerk die groot werk opgedra om vir Jesus te sorg deur die behoeftes en die lydenis te help en tot seën te strek. Op almal wat met gewillige harte vir hulle sorg, sal die seën van die Here oprus. Kom ons gaan weer na Handelinge 3 vers 1 tot 4 toe. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van gebed, die 9de uur, en daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krepeel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy hom 'n almoes gevra. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê: "Kyk na ons." Petrus en Johannes het al baie keer na die tempel toe gekom. Nooit tevore word daar genoem dat hulle by iemand in nood gestop het nie. Hoekom het hulle hierdie keer 'n persoon in nood raak gesien? Want hulle was vervul met die Heilige Gees. Daarom het hulle die keer opgelet toe hulle na die tempel toe opgaan. Jy sien, as die Heilige Gees ons invul, kan ons nie anders as om mense in nood raak te sien nie. Mense wat 'n helpende hand nodig het. Mense wat voedsel nodig het. Mense wat 'n oor nodig het om te luister na hulle bekommernisse. Mense wat gebed nodig het. Die Heilige Gees maak mense oë oop op die lewenspad wat ons opwandel. Dit gee ons 'n teder hart om te gee vir mense se situasies. Dit help om te sien dat mense regtig Jesus nodig het. Ons is so geneig om te dink dat iemand anders sal help. Daarom hoef ek nie te help nie. Want ons is so bang om emosioneel betrokke te raak. Want dan praat die mense se situasies met ons harte. Christus se metode is juis om mense te help in nood, hulle vertroue te wen en dan hulle na Jesus toe te lei. Christus se metode alleen sal ware sukses gee om die mense te bereik. Die Verlosser het met mense gemeng as iemand wat hulle beste belange op sy hart dra. Hy het simpatie vir hulle getoon, in hulle behoeftes voorsien en hulle vertroue gewen. Toe het hy hulle beveel: "Volg my." Jesus het 'n daadwerklike doel agter sy metode. Hy wil hê ons moet mense ontmoet waar hulle is, in hulle rou lewenssituasies, moontlik gevul met verslawings en hartseer stories wat ons selfs mag nagmerries gee. En daar waar hulle is, kan ons vir hulle simpatie wys, nie oordeel nie. Hulp aanbied, vir hulle bid, moed inpraat, en as ons hulle vertroue gewen het, hulle bevriend, kan ons hulle ook nooi om Jesus te volg. Partykeer werk ons agterste voor. Ons wil mense eers vra om Jesus te volg voor ons hulle wil help. Dit is nie Bybels nie. Dit is die rede hoekom daar gesê word dat seminare en pogings nie meer werk nie, want ons het nie vriende om te nooi nie. Ons het nie met mense in ons gemeenskap gewerk nie. Ons het geen voetspoor eens gelos in ons gemeenskappe nie. Dit is tyd dat ons Jesus se metode weer begin volg. Dan sal ons sukses beleef in die sendingsveld. Kom ons gaan verder in Handelinge 3 vers 2 tot 3 en daar is 'n sekere man, dit praat weer van hy man, hy krepelman by die tempelpoort. En hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan.
Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n almoes gevra. Hoe het die sien van die krepele daartoe gelei dat Petrus en Johannes vir hom gesorg het? As die krepele nie Petrus en Johannes gesien het nie, sou hierdie man nie genesing ervaar het nie. Jy sien, Petrus en Johannes was sigbaar in hulle gemeenskap. Hulle het nie in die geheim rond beweeg nie. Nog minder het Petrus en Johannes omgegee om saam met so 'n man gesien te word. Is ons soms bang om met sekere mense te assosieer? Is ons soms bang dat ons beeldskade gaan ly? Dit is tyd dat ons soos Petrus en Johannes en die disippels wat met die Heilige Gees ingevul is, sigbaar word in ons gemeenskappe. Uithelp waar ons kan, besoek wie ons kan en simpatie wys waar ons kan. Daar is 'n behoefte om nader aan die mense te kom deur persoonlike pogings. As minder tyd aan preke gegee word en meer tyd aan persoonlike bediening bestee word, sou groter resultate gesien word. Die armes moet verlig word, die siekes versorg word, die hartseer en bedroefdes vertroos word, die onkundiges onderrig word, die onervare raad gegee word. Ons moet ween saam met diegene wat ween en bly wees saam met diegene wat bly is. Vergesel deur die krag van oorreding, die krag van gebed, die krag van liefde van God, sal hierdie werk nie en kan dit nie sonder vrugte wees nie. Miskien voel jy op hierdie oomblik dat jy meer in jou gemeenskap kan doen. Het sy dit is met welsyn, omsien na siekes, besoek aflê aan die wat in die tronk is. Jy voel dalk dat jy nie genoeg betrokke was nie. Of jy voel dalk dat jy nie Jesus se metode gevolg het nie, maar jy wil jouself toewy om volgens Jesus se metode mense te bereik. As jy so voel, kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, wat 'n belangrike lesse het ons vandag nie weer geleer nie. Ons besef nou, Here, dat om vir die vergetenis om te sien, Heer, is nie 'n keuse nie, maar dis 'n opdrag van U af. Ons bid vir oë om mense in nood raak te sien, asof hulle Jesus self is, en om vir hulle te sorg asof ons vir Jesus self sorg. Ons bid, Jesus, dat ons U hart kan hê vir vergete mense in nood. Ons bid dat U ons oë sal oopmaak sodat ons mense sal sien soos Jesus hulle sien. Ons bid dat ons harte deur medelee beweeg sal word wanneer ons mense met onvervulde behoeftes sien. Help ons, Here, dat ons U metode in ons uitreike sal toepas. Dat ons mense sal ontmoet waar hulle is. Dat ons aan hulle behoeftes sal voorsien, hulle vertroue sal win, vriendskappe aanknoop en hulle dan na U toe lei om U te volg. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.